Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Hartlik welkom by 'n nuwe episode van Familie Wyse Welvaart. Julle kan hoor my stem is nie so wel nie. Maar ja, ons gesels in hierdie reeks waar ons nou by 91 episodes kom oor families en dan ook die wysheid wat hulle nodig het om met welvaart te kan werk wat hoofsaaklik uit hulle familiebesighede uitkom. Jy kan hierna luister as 'n podcast of jy kan op YouTube, op ons YouTube kanaal ingeskakel wees. En nie net hierna luister nie, maar ook hierna kyk. Dis my voorreg ook om 'n spesiale gas vandag saam met my in die ateljee te hê. Karen Lategan. My naam is Willem Lategan, so julle behoort te vermoed dat daar 'n familieverbintenis tussen ons is. So Karen, baie welkom. Dankie. Dis lekker om saam met jou hierdie te kan doen. Karen het nagraadse kwalifikasies in sielkunde, maar ook in teologie. En sy het 'n praktyk waar sy terapiewerk uitdoen, maar sy doen ook baie familiebesigheidsbeplanning saam met my, waar kommunikasie 'n groot ding is. Baie groot rol speel, ja. So alhoewel my stem vandag bietjie onder druk is, gaan ons nog steeds probeer na die beste van ons vermoë kommunikeer, dis die woord. Goed, dan ek is Willem Lategan, getroud met Karen al wat 26 jaar. En ek werk baie meer aan die, kom ons sê, die harde finansiële kant, beleggingskant van familiebesighede, ook hulle strategiese werk, waar Karen saam met my in familiebesigheidsbeplanning meer met die sagter goed werk. Ja, en kommunikasie is deel daarvan. Goed, ons is in 'n nuwe blok. Ek en Karen het reeds 2 episodes hieroor opgeneem. Die een het oor genogramme gegaan. Dit was 'n lekker stuk werk. Baie lekker, ja. Ja. Dan ons ook bietjie met julle in 'n ander episode wat ook eintlik onder hierdie tema val, gesels oor hoe broers en susters met mekaar beter verhoudings binne familiebesighede kan hê. So as jy enige van daai 2 episodes wat ek saam met Karen gedoen het, gemis het, kan julle net teruggaan. Dit lê so in die vorige 5 episodes wat ons gedoen het. Goed, maar hierdie blok gaan daaroor om die familiedinamika in jou familieonderneming te verstaan. Karen, daar is baie dinamika en dis baie keer baie kompleks en daar's baie fasette aan dit. Jou ervaring in die werk wat ons saam met families doen rondom dit. Ja, ek dink baie keer dit gaan maar oor partykeer hoe mens saam groot geword het en het mens baie keer maklik groot geword, het jy moeiliker groot geword. En ook wanneer dit kom by aangetroude familie, waar mense verskillende agtergronde uitkom, en jy nie vir dieselfde familiestorie gehad het nie. En kan dit nogals kompleks raak by tye. Ja, en ek dink as ek daarby kan voeg, wat ons ook sien is, die groot verskille partymal tussen generasies, generasie 1, generasie 2 en dan na generasie 3 toe. Maar selfs ook binne die generasies, hoe verskillende, kom ons sê, gesinsgroeperinge binne die groter familie ook baie van mekaar verskil. Maar goed, ons gesels vandag saam met julle in episode 91 oor hoe kan 'n mens kommunikasie in jou familiebesigheid verbeter. En ja, ek dink ons wil hierdie eintlik baie eenvoudig hou. En ons wil dit doen aan die hand van 'n model wat baie jare terug by Harvard, die Universiteit Harvard ontwikkel is. En dit het gekom eintlik uit gesprekke wat mense gehad het met donateurs. En in plaas daarvan om vir 'n familie, baie keer was dit 'n man en vrou, wie vir die Harvard Universiteit wou gee, dat was baie keer 'n alumni van die universiteit, en dan om hulle te help onderskei hoe hulle moet gee. Want die man het partymal 'n bepaalde nie agenda gehad nie, maar goed wat vir hom belangrik was. Die vrou het weer ook haar eie dinge gehad wat vir haar belangrik was. Hulle het verskillende persepsies en sienings hieroor gehad en baie keer ook konflik gehad hieroor. So die model wat hier ontwikkel is deur Charles Collier ontwikkel in gesprekke met mense wat vir haar wat wou gee. En hy het hulle gehelp om beter eers met mekaar te kommunikeer en
deur 'n baie eenvoudige 3-stap proses te volg, het hulle eintlik gehelp om op dieselfde bladsy te kom. En ek dink 'n mens kan hierdie proses baie goed toepas in kommunikasie en familiebesighede. So ek dink dis 'n wese waarna ons hier wil kyk. Nou, die probleem wat ons in familiebesighede mee sit, is omdat mense saam groot geword het en dieselfde huise deel, aanvaar ons baie keer dat mense weet wat ek dink. Ja, en dis as amper asof ons gedagtes kan lees omdat hulle naby ons is. So dan raak ons lui en dan kommunikeer ons nie altyd so behoorlik nie. So ons maak sekere aannames en dit neem dan baie keer die plek in om regtig behoorlik na mekaar te luister. En dan mis 'n mens mekaar, en dan praat jy by mekaar verby en dan ontstaan daar ook baie keer konflik. 'n Belangrike onderwerp waarby ons in ons volgende episode gaan stil staan. So Karen, ek weet nie, wat het jy hieroor al gesien in families wat ons mee werk? Ja, ek dink dit gaan veral wanneer hierdie tipe goed gebeur, beweeg jy by mekaar verby, want jy het jou eie vooropstellings en sekere goed wat gebeur. En daarom is dit so verskriklik belangrik om net op jouself te reflekteer en eers te probeer kyk, maar hoe verstaan ek hierdie ding en nie net in te spring en te dink jy verstaan die ander persoon nie, jy weet. Ja. En veral as mense baie keer uit verskillende agtergronde uitkom, kan jy baie keer dink, jy weet, maar ek dink wat die persoon dink en ek verstaan wat hy dink, maar die persoon is heeltemal op 'n ander bladsy as wat jy is. Ja, so wat jy hier sê is baie belangrik. So ons moet ook begin by 'n ander vraag, en dit is, as ons met mense baie naby aan ons effektief wil kommunikeer, is dit regtig belangrik dat ons eers verstaan wat in onsself aangaan, voor ons wil verstaan wat iemand anders vir ons oor 'n belangrike onderwerp wil sê. En ek dink dis juist dit wat die proses so kragtig maak. So kom ons begin by die eerste een van 3 stappe hierso. En dit is juist dat jy by jouself begin en baie mooi verstaan en besin wat jy oor 'n bepaalde onderwerp dink. So voor jy nou tafel toe kom met jou warboel van idees, dat jy eers self dit vir jouself orden en dan kan jy dit op 'n baie meer ordelike manier oordra. So die eerste stap in hierdie 3-stap kommunikasieproses is dat jy tyd alleen neem, oor 'n bepaalde onderwerp diep dink, 'n paar notas vir jouself neerstip en seker maak jy klarigheid en duidelikheid in jou eie gemoed wat jy oor iets glo. En dan kan jy dit na die tafel toe bring en dan kan jy deel hoe jy oor die saak voel. Sonder dat jy enigstens bekommerd hoef te wees dat iemand jou in die rede gaan val of van jou standpunte miskien gaan aanval of dit gaan bevraagteken. Kry jy kans om diep te dink wat jy glo oor iets en dit dan aan te bied en dat almal wat na jou luister jou behoorlik kan uitluister. Goed. Nadat die persone, kom ons sê dis iets wat tussen 2 gades uitgeklaar moet word oor 'n saak, kry jy jou kans om jou sê te sê, ek kry daarna my kans om my sê te sê en ons luister eenvoudig net na mekaar sonder enige onderbrekings of mekaar enigstens in die rede te val of mekaar se sinne te voltooi. Luister ons regtig aandagtig na mekaar. Die persoon wat luister kan ook miskien 'n paar notas maak, aantekeninge maak van belangrike vrae wat hy later of sy later wil vra, maar ons gee mekaar regtig die ligtyd wat die ander persoon verdien om sy of haar saak te stel. Goed. Dis eers wanneer die tweede persoon klaar gepraat het. So kom ons sê Karen, jy was nommer 1, jy het jou sê gesê, ek het tweede aan die beurt gekom om my kans te hê, my spreekbeurt is verby. Dan gaan die gesprek eers daarna oop. So dis nie 'n oop heen en weer gesprek sommer van die begin af nie. Ons gee mekaar die ruimte om mekaar eers behoorlik uit te luister. Ek dink byvoorbeeld daaraan as 'n man en 'n vrou byvoorbeeld met mekaar kommunikeer, maar elke keer ervaar jy dat jy is verskriklik vinnig op jou perdjie wanneer jou maat nou iets sê. Jy weet, die persoon nog nie eens begin praat en dan is jy eintlik op jou perdjie al. En dat jy dan begin reflekteer oor en begin dink, maar weet, hoekom tree ek so op? Hoekom raak ek so vinnig kwaad? Waar kom dit vandaan? En die oomblik wanneer jy miskien begin terugkyk en jy dink,
jy begin vasstel, maar daar was ander traumatiese goed wat met jou gebeur het, of ander dinge wat met jou gebeur het, wat vir jou hierdie soortgelyke tipe emosie gee. En dis hoekom ek so kwaad raak. Dit het niks met jou ma te doen nie, dit het eintlik te doen met dinge wat in jou verlede gebeur het. So, dis maniere om te reflekteer daarop, en wanneer jy dit dan met jou maat bespreek, dan kan jy begrip hê vir mekaar daaroor, en 'n mens kan tot 'n gevolgtrekking kom, en jy kan iets uitwerk. Ja, dis presies wat in die derde stap dan ook gebeur. So, in hierdie derde stap, kan ons dan nou in 'n gesprek met mekaar tree, en dan kyk ons primêr na twee goed. Ons kyk waar's daar gemeene gronde, met ander woorde, waar stem ons eintlik saam oor die onderwerp, maar dan kan ons ook eerlik wees om te sê, waar verskil ons van mekaar. Ons kan probeer om ons verskille dan beter te verstaan, maar dan kyk ons of ons genoeg gemeenskaplike gronde het om vorentoe te beweeg, en as ons verskille te groot is en ons is te ver van mekaar af, dan gaan ons hierdie gesprek dieper moet vat, en dan gaan ons moet kyk, jy weet, wat se werk moet ons moontlik nog hieroor doen. Ons het dalk meer inligting nodig, ons het dalk advies van buitepartye nodig, en wat moet ons hier saam leer, voor ons hierdie gemeene gronde kan kry, alvorens ons 'n besluit kan neem. Goed, so dis die 3 stappe basies. Die eerste stap, jy het tyd om duidelikheid in jou eie gedagtes te kry. Die tweede stap, elke maat of persoon in hierdie gesprek kry kans om ononderbroke sy of haar siening te deel, en dan in die derde stap gaan ons eers in 'n oop gesprek in waar ons mekaar beter probeer verstaan en nader aan mekaar te probeer beweeg voor ons 'n besluit maak. Ek weet nie, net intuïtief jou gevoel hieroor, hoekom maak hierdie sin, hoekom werk hierdie, wanneer mense in kommunikasie en familiebesighede hierdie proses volg. Ek dink veral in familiebesighede, wanneer 'n mens sulke verskille hanteer, kan jy, wanneer jy self reflekteer het en jy begin by die ander maat praat en jy het gemeene gronde, anderswoorde om hierdie familiebesigheid te laat werk. Ek ben ons moet 'n legacy nalaat. Hierdie ding is groter as ons. Die oomblik wanneer jy op daai punt gekom het, dan het jy iets om voor te werk, jy het iets om voor, jy amper sê, op die tafel te sit, en ek dink is baie belangrik, want in 'n familiebesigheid is daar soveel op die spel om te verloor op die einde van die dag. Nie net gedink aan die materiële dinge wat 'n mens saam bou nie, maar weet net aan al jou koneksies en jou familiebande en jou verhoudings en so meer. So as baie meer op die spel as om net om te verloor. So oomblik wanneer jy dit besef, dan is dit regtig die moeite werd. Verseker. Nou goed, kom ons dink 'n bietjie oor wat Karen hier vir ons gesê het. Ons neem vinnig 'n handelsflitsbreek. Dankie aan RIG wat hierdie vir ons moontlik maak. Besoek hulle gerus op hulle webwerf rig.ac. Ons is nou terug. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RIG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG. Wysheid vir ware welvaart. Goed, nou dat ons terug is van ons handelsbreek, Karen, vir mense wie nou dalk eers by ons aansluit op hierdie podcast of YouTube uitsending, waaroor gesels ons met ons kykers en luisteraars? Om ons kommunikasie te verbeter in ons familiebesigheid. Goed, en ons het na 'n 3-stap proses gekyk, so julle kan gerus na die eerste deel van die uitsending kan julle gaan luister om te verstaan wat ons met die 3-stap proses bedoel, maar ons wil hierdie net op 'n praktiese manier vir julle probeer afsluit. Sodra mense in 'n familiebesigheid wie in kommunikasie met mekaar is, hierdie 3-stap proses onder die knie kry, kan jy dit ook op allerlei ander plekke gebruik. Weet jy, kan in allerlei interaksies wat jy nie net binne die familiebesigheid het nie, maar ook met kollegas en allerlei mense. Jy kan 'n mens hierdie gebruik. Jy kan dit in meer ligte tipe gesprekke, maar ook in baie ernstige gesprekke met baie goeie vrug gebruik. En dit geld nie net vir lewensmaats of paartjies, egpare, weet jy wat ons nou nie verduidelik het nie, maar dit geld dan ook vir broers en susters wie saam in 'n familiebesigheid is, ouers na hulle kinders, met ander tussen die generasies, maar dan ook tussen vriende en kollegas. En mens kan hierdie met baie goeie sukses aanwend. Elke vlak van die samelewing kan jy dit eintlik baie effektief gebruik, elke verhouding. Om beter kommunikasie te kry. Ons doen ook in van die familiebesigheidsbeplanningswerk wat ons
tydens wegbreke met families en besigheid doen ons dan ook 360 grade kommunikasie assessering met die families en besigheid. Dan kry mens baie keer 'n idee. Jy weet, waar skiet hulle kommunikasie tekort? Ons doen dit ook op die vlak waar hulle na mekaar moet luister. Kyk ons ook, jy weet, hoe goed luister hulle regtig. Maar ja, hierdie is 'n kragtige instrument en dit is eintlik 'n baie eenvoudige instrument wat 'n mens met baie groot vrug in jou kommunikasie kan gebruik. Nou goed, ons gaan hierdie vir julle afsluit aan die hand van 'n voorbeeld. So, kom ons sê, in 'n familiebesigheid is daar 'n egpaar, 'n man en vrou soos ek en Karen hier, en ons wil dalk vir 'n foundation 'n redelike groot bedrag geld gee. En ons weet albei ons moet filantropies gee. Maar ek wil 'n groot bedrag gee en ek wil hê ons kinders moet ook daarby kan baat eendag, veral in hulle opvoeding en hulle studies. Maar ek is bekommerd as ek dit doen, gaan hulle dalk voel, hier is nou fondse vir hulle studies eendag, hulle het nie regtig nodig om te spaar of selfs te werk nie. Hulle kan doodgewoon net as trustfondskinders of babas kan hulle agteroor sit en hulle kan maar net kom aanklop by die foundation, by die stigting en enigiets wat hulle studeer, jy weet, word daar dan voorbetaal. Dis my bekommernis. Jou bekommernis aan die ander kant wees, jy is bekommerd of ons so groot bedrag kan gee. Jy is nie so bekommerd oor ons kinders nie, jy dink hulle sal hard werk en hulle sal hulle studies mooi deurkom. En jy is weer meer bekommerd of ons nie te veel geld hier insit nie en of ons genoeg geld gaan hê vir ons eie aftrede eendag. Nou, jy kan dit duidelik sien, hier's 'n probleem. Ons het altyd die bedoeling om iets goeds te doen. Ons wil gee, ons wil vrygewig wees vir 'n filantropiese saak, maar ons is nie heeltemal op dieselfde bladsy wat die detail hiervan betref nie. So kom ons vat hierdie 3-stap kommunikasieproses. Wat sal jy voorstel doen ons eers? Ek dink ons bedink dit self en ons begin self vasstel, maar hoekom dink ek daaroor soos wat ek voel? Wat uit my geskiedenis dra daartoe by dat ek miskien voel soos wat ek voel. Dit kan miskien wees dat ek baie swaar groot geword het, dat ek 'n baie eng siening het oor finansies, jy weet, en teenoor jou wat miskien in die familie groot geword het waar daar baie voorsiening gemaak is. So ek dink daar refleksie eers net om te verstaan hoekom dink ek soos wat ek dink. Hoekom het ek miskien 'n nouer uitkyk op dit, is baie belangrik. Ja. So as elkeen van ons nie kans gehad het om duidelikheid oor ons denke te kry in dit eerste deel nie, kan al baie vinnige gesprek ontstaan waar Karen my kan aanval en sê ja, maar ek vertrou nie ons kinders nie. Weet ons het hulle nie so groot gemaak nie. Hulle sal hard werk, hulle sal self studeer. Of ek kan omdraai na haar toe en sê maar jy's dink jy nou regtig, nee, ek sal ons eie aftrede hierdeur weet op die spel plaas. Word ek dalk hier valslik beskuldig dat ek nie behoorlike voorsiening vir ons ou dag gemaak het nie. En onmiddellik sit jy met 'n konfliksituasie. Nou kan 'n mens al twee gedagtes vat nadat ons al twee gedeel het en ons kan kyk wat is die gemeene gronde. Ons kan sê ons al twee wil gee, jy voel dalk bietjie minder, ek voel dalk bietjie meer. Jy voel dalk bietjie meer vryheid na die kinders toe, ek voel dalk bietjie minder vryheid na die kinders toe. En daar kan 'n mens gemeene gronde kry waar mense 'n plan kan begin uitwerk. En ek dink dan deur die beste van my gedagtes, bekommernisse, vrese na die tafel toe te bring en joune, kan 'n mens net tot 'n baie beter besluit kom, maar dit lei langs die pad tot baie beter kommunikasie. Goed, so dis in wese wat ons met julle wil deel oor hierdie 3-stap kommunikasieproses. Karen, wat se huiswerk kan ons vir ons kykers en luisteraars gee? Ek dink om miskien te gaan dink oor situasies wat vir jou nou op hierdie stadium bekommer en dit prakties te gaan probeer toepas. Aan die hand van hierdie 3-stap proses. Aan die hand van hierdie 3-stap wat ons nou gedoen het, tot ons miskien by groter goed kom wat ons in ons volgende sessie oor konflikhantering gaan doen, dink ek dis 'n goeie voorbereiding vir ons volgende sessie. Absoluut. En dis presies waar ons dan ook
in ons volgende tyd saam wil gesels, en dit is om konflik in jou familiebesigheid te verstaan, maar dan spesifiek ook te verstaan wat kan 'n mens doen om konflik te hanteer, te verminder of selfs te versag. Goed, die van julle wie op die YouTube-uitsending ingeskakel is, kan op die video hierdie QR-kode op die skerm sien. Julle kan dit gerus inskandeer met 'n slim foon. Dit vat jou na ons familiewyse welvaart platform toe. Julle kan ons ook e-pos, Karen, as jy die adres net kan gee. Is info@rig.ac. Goed, stuur vir ons e-posse. Julle kan ook ons webwerf besoek by rig.ac. Goed, baie dankie. Tot volgende keer. En dit was 'n baie lekker gesprek gewees om saam met Karen met julle te gaan oefen gerus hierdie 3-stap proses in julle kommunikasie. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.